moet sê, jy lyk vir my so 'n bietjie asof jy lanklaas jou kop behoorlik geskit het op 'n metal song. Maar moenie worry nie. As Night Phases hierso, hulle het môre aand 'n vertoning hier in die hoofstad om fondse in te samel vir hulle reis na Suid-Afrika om deel te neem aan die Wacken Metal Battle vir Sub-Sahara Afrika. Maar eers het hulle tydjie afgeknyp om saam met ons te kom gesels. Maar voor dan gesels ek en Ogito Grey oor die nuutste nuushooftrekke in vandag se Republikein. Bly ingeskakel. Ogito Grey, wanneer laas het jy jou kop behoorlik geskit op 'n metal song? Oef, ek weet nie. Wat sal jy maar met saamsleep môre aand? Klink lekker. Okay, en nog 'n ding wat lekker klink op Republikeinse voorblad vandag. Daar is leerlinge van die primêre skool Grashoek op Tsumkwe wat die geleentheid gekry het om vir die eerste keer die see te sien. En dit klink so 'n ongelooflike lekker storie, maar die hartseer deel, die bitter en die soet vir my is dat hierdie eintlik 'n baie Namibiese verhaal is. Dat baie kinders dit nie so ver van hulle huis af kan maak om die see te gaan sien nie. En val vir my wat langs die see gebly het, dan tel jy maar weer 'n slag jou see en jy waardeer maar dat jy sommige oggende wakker geword het met dit is wonderlik dat iemand daai moeite gedoen het om hulle dit te wys. Ja, en hulle ons het voorheen, ek glo gister ook in Republikein berig oor Zacharias Tsam wat vir hulle gesing het. So hulle het sommer 'n lekker geleentheid. Ons sien hier as niks so lekker so draai roomys nie op 'n voorblad. En ek moet bieg, ek is geneig om saam te stem. Maar ons sien hier op ons voorblad, hulle het 'n lekker tyd gehad daar in Swakopmund. Hulle het ook Walvisbaai toe gegaan, 'n lekker uitstapie daarvan gemaak en ek glo 'n baie opvoedkundige uitstapie gewees. As jy kyk na dit wat hulle alles besoek het daar. En dan een ding wat weer nie so lekker is nie. Ons berig dat die regering se werkswinkel op Rundu in die afgelope 10 maande meer as 1 miljoen Namibiese dollar bestee het aan onderdele. Ek sou nie saamstem nie. Ek dink dis goeie nuus. Daai onderdele is broodnodig. Daai voertuie is baie nodig. Die land is daar baie groot en om die dienste by die mense te bring, het ons voertuie nodig en dit is kostebesparing om dit in huis te kan doen, die voertuie te diens en al die tipe werkies te kan doen. En daarvoor het hulle onderdele nodig, so ek dink dit is baie goeie nuus, dis vordering. Ja, dink jy dit is nou daai nuwe besem wat ons aangestel het as president wat skoonvee, of dink jy dit is 'n werklike poging om te verbeter? Ek dink dit is 'n werklike poging. Ek dink die nuwe minister van Werke en Vervoer, Wyko Nakundi, hy was voorheen die adjunkminister, so ek dink hy het insig tot op die probleme wat daar ondervaar word. En baie van ons dienslewering reg oor die regering hang af van daai ministerie, so ek dink dis goeie nuus dat daar vordering is. Ja, en ek moet sê, ek dink Namibiërs, en miskien het daai neiging my ook nou vir 'n oomblik gevang, die neiging om te kla. Ons kla dat die karre nie werk nie, ons kla ons staatsdienste die motors nie, maar dan as ons $1 miljoen uitgee, dan kla ons oor die En in vandag se lewe, wat is $1 miljoen? Nee, jy moet ek vir vir ons regering. Kyk, ons het oor genoeg geld. Die mense het net nie geld nie. Dis al probleem. Sommige mense het geld, nie almal van. So handjievol. Ja, en dan hier onder die foulyn het ons 'n bietjie politieke nuus, 'n lid van die oppositie wat tot 'n hoë pos ingestem is. En dan op bladsy 3 gesels ons ook, of nie gesels nie, die beweerde betaalmeester van die Fischraad-skandaal, Marijn de Klerk, is betrek by 'n voormalige burgemeester se boedel en hy het blykbaar daar bedrieglike aktiwiteite, na glo en na bewering, bedrieglike aktiwiteite aangehelp, maar hy is nog steeds soek, hy is nog steeds in Suid-Afrika. So sy verweer in die Fischraad verhoor
spesifiek, is dat hy nie geweet het waarvoor hierdie betalings is nie en hy het eintlik maar net gedoen wat vir hom gesê word deur sy kliënte. So hy sê hy weet van niks. Jy weet, hy het sy oogklappe aangehad, hy het niks gesien nie, niks gehoor nie, niks geweet nie. Hy het maar net sy werk gedoen. Maar hy is ook tans in Suid-Afrika. Daar is 'n uitleweringsverhoor gewees in Suid-Afrika. Maar ek moet ook vir jou bieg, ek weet nie heeltemal wat die nuutste varsste nuus is in daai uitleweringsverhoor nie, maar dalk kan ons opvolg. Dalk moet jy oogie hou op die Republikein en dan kyk wat gaan dan met Marine de Klerk. Okay, te kry ek baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Ons sien jou weer binnekort. En na die weer sien ons vir As Night Fights. Ons gaan kyk nou na die weervooruitspelling vir môre. Op Katima Mulilo word 'n minimum van 17 grade Celsius en 'n maksimum van 27 grade Celsius verwag vir môre. Op Gobabis blyk die naweek op 'n sonnige noot af te skop met 'n minimum van 14 grade Celsius en 'n maksimum van 26. In die hoofstad ook dieselfde vooruitspelling met 'n minimum van 14 grade Celsius en 'n maksimum van 26. Op Swakopmund ook 'n sonnige naweek met 'n minimum van 17 grade Celsius en 'n maksimum van 19 grade Celsius. Op Ariamsvlei in die suide 'n minimum van 16 grade Celsius en 'n maksimum van 27 en op Reebot steeds sonnig met 'n minimum van 14 grade Celsius en 'n maksimum van 27. Welcome to Namibia, where adventure meets tranquility. With Enjoy, you have access to a wide range of accommodations to suit every traveler's taste and budget. Experience the finest dining and hospitality Namibia has to offer. Booking your dream accommodation is just a few clicks away with Enjoy. Join thousands of happy travelers who have trusted Enjoy for their Namibian getaway. Your gateway to unforgettable Namibian adventures. Visit us today at enjoy.my.na. Irango Med is a leading distributor, working in partnership with NewMed and WestMed to meet the comprehensive needs of the Namibian healthcare sector. As a partner pursuing sustainable global healthcare, we offer industry-leading medical solutions through our key focus areas, which include pharmaceuticals, orthopedics, ophthalmology, surgical devices and capital equipment, as well as a well-established scientific laboratory division. In healthcare, Irango Med is committed to making a difference. What about you? Moenie dat hulle tattoos en hulle sombere gesigte vir jou afskrik nie. As Night Fights is eintlik nogals cool ouens en twee van die cool ouens is vandag saam met ons, JP Jacobs en Steven Slabra heel aan die ander kant wêreld uit mekaar. Hoe gaan dit met julle? Goed, dankie. Julle is hard aan die voorberei hoor ek. Ek hoor daar's nie meer tyd om lekker te kuier nie, maar julle gaan môre aand lekker kuier. Ja. Na die show. Na die show. Na die besigheid afgehandel het. You're all business these days in voorbereiding vir die Wacken Metal Battle vir Sub-Sahara Afrika, waar julle gaan meeding om die geleentheid om die verhoog te deel saam met baie ander groot name in Wacken, Duitsland, by die grootste metalfees ter wêreld. Hierdie is julle tweede keer wat julle probeer. Hoe voel julle vir die tweede probeerslag? Definitief opgewonde, maar ja, die druk is daar. Die druk is definitief daar. So ons doen alles van ons kant af wat ons kan doen om voorberei te wees vir dit. Hierdie keer het ons bietjie meer ondervinding. Ons weet meer wat om te verwag. So vir die laaste jaar het ons baie voorbereiding gedoen. So ja,
Ons is opgewonde. En Steven, hoe voel jy? Super excited. Daai show is iets anders. Ja. Daar in Joburg. Ja. En julle het nou laas jaar deelgeneem en ons het vooraf 'n bietjie oor gesels. Wat het julle geleer uit daai geleentheid? Natuurlik kyk jy nou na van die bestes wat Afrika suid van die Sahara kan oplewer. Wat het julle daaruit geleer? Afrika het talent. En ek praat van talent wat jy nie sal eers verstaan nie. Daar buite, ek bedoel daar's bands in Kenia. Metal bands in Kenia. Sou jy dit geglo het? En goeie bands. En goeie bands. En ja, ek dink Afrika was 'n bietjie afgeskep deur die hele wêreld met die metal scene en so voort. Hulle het nie regtig na ons gekyk nie en ek dink hierdie show, hierdie battle het die wêreld se oë bietjie op Afrika gesit en ek dink dit is 'n goeie ding. Natuurlik. En dan het julle nou die geleentheid môre aand en daar's 'n nuwe enkelsnit wat daar vrygestel word. Sever. Vertel vir ons 'n bietjie, Steven. Dis een van die songs wat ons eintlik geskryf het vir die Wacken Metal Battle. Dit gaan bietjie iets anders wees. Ek gaan nie iets meer sê nie, ek mag nie. Sorry Nikolai. Ja, dis mag glad. Dit gaan ook nie mag afgeneem word of enigiets soos dit, geen video's of al die ander liedjies kan afgeneem word. Behalwe die spesifieke een. Ons sal laat weet. Jy het vir my diep in my siel ingekyk. Jy gesê dit mag nie afgeneem word nie. Het jy iets teen my? Dit mag net afgeneem word, die punt. Maar jy kan dit met jou eie oë gaan sien. Dit is by Handlebar in Windhoek. Kaartjies is beskikbaar, ek glo by Webtickets. Ekskuus, nie e-ticket hierdie keer nie. By Webtickets. Hoe voel julle oor die show? Vertel vir ons 'n bietjie meer waaroor gaan die show. Okay, so vanaand gaan ons die stage gaan bou, so dit is nie lekker nie. Dis voel ek op die oomblik, maar ek is excited om weer, ons het bietjie lanklaas in Windhoek gespeel. So ek dink dit gaan nogal 'n treffer wees en die ander bands waarmee ons saam speel en hulle kom support ons, so hulle vat niks van hierdie show af nie. Hulle is great. Absolutely fantastic. Like, I can't say more. The World Can Wait, Crash. And Tanya is actually opening as well, so it's going to be quite the show. Quite the show indeed. Nou, vat vir ons 'n bietjie terug. As Night Fades gaan nou al 'n paar jaar lank aan en julle het stadig maar seker vir julle ek wil sê 'n cult following in Namibië gebou. En mense is ongelooflik lief vir julle. Waar het As Night Fades begin? Dis ons almal was al in verskillende bands so oor die jare gewees. Ek en Steven is al, ek dink al seker amper 20 jaar lank vriende. So ek praat hier van 2008 tot en met so 2011 of 12 het ons altyd probeer om 'n band saam te begin. Maar dan was hy in 'n ander band en ek was weer in 'n ander band, so dit het nooit regtig waar gebeur nie. dit was altyd 'n storie. Maar ja, eventually het ons die kans gekry en het ons dan maar gespring vir dit. Ons het eers begin as 'n ander band met die naam van Save 19. Hulle was toe klaar 'n gestigte band, so toe join ek na die tyd. En maar ja, daar het nie veel gekom nie en vinnig toe was As Night Fades gebore, want ons hart is altyd in metal. Save 19 was bietjie meer in die rock en soft rock. Wat dit was fyn, niks fout met dit nie, maar dit was nie regtig ons nie. Ja. So met As Night Fades het ons nou die kans gehad om te doen wie ons is en wat ons voel ons in goed is. En ja, ons dink ons trek nou al by 11 of 12 jaar wat ons dit nou al doen. So dis 'n lang paar jare. En ek moet sê 11 of 12 jaar is meer as wat baie Namibiese groepe kry. Steven, wat dink jy hou As Night Fades vir so lank aan mekaar? Wat dink jy maak dit uniek? Ek dink oor wat JP nou gesê het, ons is metalheads en ons wil metal speel. Ek dink ons as 'n groep is baie uniek want ons is die mense wat dit wil speel. So ek dink dit hou ons by mekaar. Plus ons is vriende al vir lank. So ons verstaan mekaar en ons is 'n unit. So as ons op stage is, ek weet wat hy gaan doen. Presies. As hy 'n fout maak, ek weet hoe hy gaan recover. Gebeur nie. Nooit. Nee, jy's foutloos, JP. So maar as iemand anders 'n fout maak. O nee, definitief. Dis hoekom ek daar agter sit. Ek maak seker almal doen wat hulle moet doen. Ja, hy praat eintlik van hoe jy hulle foute Yes. Ja. Dankie. Maar Steven, jy het vertel, jy weet hoe JP die ander ouens se foute gaan hê.
Maar ek dink wat ons ook baie by mekaar hou en makes us want to carry on. As die mense ook, ons fans en die mense wat by ons shows is, die mense wat met ons praat oor ons musiek, nou ons nuwe vriende in Suid-Afrika, daai mense is ook nou, dit hou ons by mekaar, dit maak dit, dis nie werk vir ons hier. Kyk, ons practice baie en ons het vroeër vir jou vertel, ons bandmanager Nikolai, het sommer 'n hele bandmanager sweet Nikolai. potato you. Ja, het sommer 'n schedule uitgesit vir ons vir die waken. So en dit was non-negotiable, so ons moes daar gewees het daai tyd, daai dag. En dit help, ek bedoel, daai struktuur help ons want ons musiek is baie gestruktureerd. So om 'n struktuur te hê ook in die band hou ons ook op ons tone. Okay. En JP, daar's beslis 'n miskonsepsie oor metal. Jy weet dat dit rock is wat 'n bietjie te ver gegaan het, rock wat 'n bietjie mal geraak het. Dink jy daai miskonsepsies dra water of dink jy mense het dit bietjie verkeerd op? Ek sal sê dit is nie hoe dit is nie, want daai argument kan al twee kante toe gaan. Soos ek sê, ons hoef nou nie in 'n diep gesprek te raak daaroor nie, maar it goes both ways. So nee, ek bedoel ons wat nou metal musiek doen vir jare lank groot geword het in dit. Ek het my eerste Slipknot DVD in graad 7 gekry byvoorbeeld. So dit is nie, nee, ek dink dis een van die gevalle van doen bietjie jou eie navorsing. Byvoorbeeld, maar soos met ons, dit is 'n amazing groep mense. Jy weet, daar breek nie lelike goed uit by ons shows nie, selfs by die shows wat ons was, selfs in Suid-Afrika. Dit is van die amazingste mense wat ons al ooit ontmoet het, en ons het hulle met 'n show in 'n aand ontmoet, en dis mense, ons is nou presies 'n jaar later, en ons het nou nog WhatsApp calls met hulle, en ons is Facebook messages, en ons ondersteun mekaar die hele tyd, alles wat ons post, en hulle post, en so kommunikeer ons die hele tyd. Dit is regtig 'n great groep mense. So ja, en ek dink daai mispersepsies lê, ons praat hier van 40 jaar terug, so ek dink kom bietjie oor dit julle. Dis 2025. Dis nou oud, dis nie meer daarvan nie. Maar een ding wat vir my uitstaan, jy wat sê dis hierdie fantastiese groep mense in metal, met verwysing dan na die mense wat julle by Waken ontmoet het, na julle aanhangers Steven wat sê julle het hierdie fantastiese aanhangers. Vertel vir my 'n bietjie van daai oomblik wat julle besef het, so hierdie is eintlik 'n gemeenskap hier op sy eie. Soos hy sê, dis baie van die shows wat ons speel is die praat, maar waar vir my een van die beste oomblikke was, dit was 'n paar maande nadat ons album klaar gerekord het in Swakop, en toe het ons toevallig 'n show by Handlebar gehad, en een van ons songs, Morphine, wat nou ons bietjie meer 'n rock song is, maar wat vir my die beste oomblik was, is terwyl jy daar op stage sit en ons speel die liedjie, toe kom ek agter dat die mense sing woord vir woord saam met wat Steven sing. Wat net vir die rekord moeilik is vir 'n metal song. Veral as jy met Steven probeer, ek het al vir Steven gehoor. Hy sing in daai liedjie, hy sing. Hy skree nie, hy sing. Ja. Regtig, is so 'n kind. Ja, dis waar dit begin het vir my, dis waar ek begin agterkom het, en veral met die eerste keer wat ons Johannesburg toe gegaan het, en 'n paar jaar terug was ons in die Kaap, en selfs nou met Desember toe ons in Kaapstad en Stellenbosch gespeel het, is wanneer ons agterkom op ons social media pages, hoe die mense die likes en die comments en die weet hoe almal kommentaar op alles wat ons doen en die ondersteuning wat hulle stuur. Dit is vir ons nogal, dit beteken meer vir ons as wat mense ek dink ooit sal besef, om eerlik te wees. Dit is die moeite werd. Ja, dit maak ons harder oefen, dit maak ons harder werk, want wat vir ons ook baie amazing is dat as jy nou kyk op die Waken pages, wat nog nooit in die history of human existence was dit nog nooit op nie. Die Namibiese vlag is nou op. En dit is nogals vir ons, dit beteken baie, jy weet, en weer eens soos ek sê, as die mense wat ons so saam staan en ondersteun, dit maak ons net harder werk, en Nikolai baie strenger. Love you, Nikolai. Ons het even nou 'n nuwe genre van metal ontwerp, en dis biltong metal. Ek sal dit hoor, gaan dit môre aand wees? Dis môre aand. Okay, dan julle my daar, I'm sold. Bring net julle biltong. Okay, en dan net voordat ons julle laat gaan, Steven, een ding, ons het nou gepraat van, jy sing, maar ek wil net weet, hoe vind mens uit jy daai talent?
om te sing. Om te sing vir in 'n metal styl. Hoe vind Nee, mens dit uit? jy vind nie dit uit nie, dis tegniek. Okay. Dis nie 'n wake up in the morning. Oh wow, ek kan dit. Ja nee, dis jare se prepwerk en tegniek en werk aan jou stem en werk goed want jy kan jouself seermaak en practice makes perfect. Ek het dit nooit geweet nie. Okay. Maar ek sê maar net ek gaan 'n wetenskap aangaan môre aand dat As Night Fades gaan wen. Ek het julle 2 jaar laas gehoor. Update my gou 'n bietjie wat het in daai 2 jaar gebeur met As Night Fades. Ek dink ons het net beter geword. Ja. Ons soos ons oefening is baie meer produktief. Die hele manier hoe ons nou liedjies skryf het verander. Van waken af laas jaar het alles in As Night Fades verander. Ons band practices is baie meer streng, baie meer produktief. Die hele van A tot Z, so ons het nou baie meer tegnologie ingebring ook. Want dit is iets wat ons definitief in Johannesburg agtergekom het. Die mense, daar is tegnologie betrokke. So toe ons ook tyd wel, dan moet ons bietjie step up. Ons moet ons game bietjie step up en ek dink ons het dit definitief gedoen. Met die nuwe liedjie môre aan sal definitief die eerste indikasie wees van dit. Mag jy afgeneem word hè. Maar anders is dit alles het net strenger geword. Alles die werk het harder geword. Dit is nog steeds lekker. Ja, maar dit is definitief die moeite werd vir ons. So ons sal nie sommer ophou nie. Ja. En dan wil ek nou kom by daai mense wat dalk 'n miskonsepsie het oor metal. Jy het nou gesê hulle moet self gaan luister. Waar begin hulle in hierdie? Elkeen van julle gee vir my 'n plek waar mense kan begin. Dis moeilik want die System of a Down maybe? Ek sou sê miskien Breaking Benjamin want hulle het baie keer geskree hier en daar en dit voel lekker. Ek sou ook sê ou Linkin Park. Begin Hybrid Theory album, die album wat ons almal musikante gemaak het basies. Ek dink daar is die area waar mens kan begin want dit was my deur oop gewees. Linkin Park, Limp Bizkit en Disturbed was my 3 bands wat my in die hardere musiek gekry het en Slipknot het my deur gegooi. So ja, dis maar waar dit begin het vir ons almal dink ek. Okay, baie dankie dat julle by ons was en vir jou as jy nog 'n miskonsepsie het en jy het dit gehoor, begin daar by Linkin Park en begin by wat het jy gesê Steven? Breaking Benjamin. By Breaking Benjamin en dan kuier jy môre saam. Ja. En dan kyk ons of jy kan saam sing met Steven. Doen nie dan. Keep it metal. Welcome to Namibia, where adventure meets That's a pleasure. tranquility. With Enjoy, you have access to a wide range of accommodations to suit every traveler's taste and budget. Experience the finest dining and hospitality Namibia has to offer. Booking your dream accommodation is just a few clicks away with Enjoy. Join thousands of happy travelers who have trusted Enjoy for their Namibian getaway. Your gateway to unforgettable Namibian adventures. Visit us today at enjoy.my.na. Daar het jy dit begin strek so lank jou nek. Ons wil nie hê jy moet whiplash kry môre aand by As Night Fades se vertoning hier in Windhoek nie, maar kry jou kaartjies en kom kuier gerus môre aand saam. En dit bring ons aan die einde van nog 'n episode en nog 'n week op Kletskompas. Ons is volgende week maandag weer terug 12:30 op NTV en oneup2.com. Maar tot dan, is dit mooi bly.